Ek is oortuig daarvan dat elke ouer net die beste vir hulle kinders wil gee. Dat ouers wil hê hulle kinders moet iets kan bydra om die wêreld 'n gesonder of 'n beter plek te maak. En ek glo elke ouer se intensie is om hulle kinders 'n goeie lewe te gee en dat goedheid en guns hulle sal volg, dat hulle lank lewens sal hê. Dit was ook so in die geval met die moeder van Johannes en Jakobus in Matteus 20 vers 20. Toe sy eerbiedig voor Jesus kom kniel en vir hom 'n guns vra, dat haar twee seuns tog net op die ereplekke regs en links van Jesus mag sit in sy koninkryk. Nou, dit was waarskynlik haar doodonskuldige manier om 'n pensioenfonds vir haar kinders te probeer agterlos en dat hulle as leiers in ereplekke gesien kan word. Maar ek wonder hoeveel ouers vra ook met die beste intensies dieselfde guns van God vandag, dat hy hulle kinders groot en sterk en invloedryk en in hooggeplaaste posisies sal laat beland. Maar dan vergeet hulle ook om tot God te bid, dat hulle kinders hom in al hulle wees sal ken, en dat hulle ook sy bitter lydensbeker sal drink, wanneer hy dit van hulle vra. Net soos hy dit vir Johannes en Jakobus se moeder in Matteus 20 gevra het. Want jy sien, ons lewe in 'n wêreld, waar alles 'n opwaartse kurwe moet toon. Beleggings, besittings, vriende, loopbaan, sosiale media, followers, al die goed moet wys na op. Alles moet lei na beter en groter en voller en meer. En terwyl Jesus sy volgelinge nooi op 'n afwaartse pad na selfloosheid, selfverloning, diensbaarheid. En dit lyk nie of ons samelewing daarvan hou om af te daal nie, of om laer te gaan, of om minder te wees nie. En dis presies die uitnodiging van lydenstyd vir elke gelowige. Word minder, sodat Christus meer kan word. Sak laer, sodat Christus hoër op jou prioriteitslys kan opskuif. Dis 'n intense bewuswording dat dit wat ek dink vir my lewe is, nie eintlik lewe is nie. Jesus is die voorbeeld vir ons van hoe dit lyk as ons afwaarts beweeg en nie opwaarts nie. Hy nooi ons op die afwaartse weg. En die vraag is vir jou, hoe sal dit lyk om vandag te leef asof minder eintlik die pad na meer is? Asof laaste eintlik die pad na eerste is? Asof afwaarts eintlik die pad na God toe is? Kom ons bid saam en vertrou dat die Here in my en jou stories vir ons wys. Afwaarts is nie noodwendig sleg nie. Dis in wêreldse terme sleg, maar in geestelike terme is afwaarts nie sleg nie. Want Jesus kom gee vir ons sy lewe, en hy lewe, as hy van God afkom, is 'n afwaartse pad. Net waar jy is, kom ek bid vir ons. Here God, wees ons genadig om elke dag met die bewuswording te leef, dat afwaarts eintlik die pad opwaarts is, dat minder eintlik die pad na meer is, dat nederigheid eintlik die pad na 'n ereplek is, en nie soos wat die wye samelewing vir ons dit leer nie. In Christus se naam alleen. Amen.